So wanneer dit kom by jou derde graadse funksie, die eerste ding wat jy altyd moet weet is met sintetiese deling. So in die voorbeelde gaan ons kyk waar ons dit gebruik, maar dit is om jou x-afsnitte te bereken. Dit is eintlik net 'n manier om te sê, okay, kom ons gaan faktoriseer die volgende. So dis hoe mens hierdie getalletjies gaan faktoriseer wanneer jy met 'n derde graadse funksie werk. Okay, so wat jy gaan doen met hierdie, dis die voorbeelde wat ons gaan doen. Ek gaan nou vir julle wys, ons gaan skryf gou in hierdie geval, gaan daar 'n getalletjie wees, 'n getalletjie, 'n getalletjie en 'n getalletjie. Ons gaan dit nou mooi in detail doen. Hoe dit dan werk, is jy bring jy eers 'n getalletjie af, en al wat jy dan gaan doen, is jy gaan hom maal, en dan gaan jy plus. En dan gaan ons weer maal, en ons gaan plus. En weer maal, en plus. En belangrik, wanneer jy gaan werk met x-afsnitte, hierso moet 'n 0 wees. As jy nie 'n 0 het nie, kan jy maar weet jy het 'n fout gemaak. Want as hier byvoorbeeld 'n 3 is, hierdie antwoord gee vir my res. Dit beteken dat my antwoord dan gaan wees wat ook al my antwoord is, something, res 3. So jy werk definitief dan met 'n 0 as dit kom by jou derde graadse funksie. Okay, so kom ons kyk gou hierso. Eerste ding wat jy gaan doen, is ons gaan hom nou faktoriseer. So jy gaan speel rond op jou calculator, totdat jy 'n getalletjie kry, wat vir jou 0 gee op jou calculator. Dit beteken daar's 'n res 0. Alright? So as jy gaan rondspeel, dis gewoonlik -1, 1, -2 of 2 in julle gevalle. So ek gaan sommer gaan werk met, kom ons gaan kyk gou as ek 'n 1 intik. Wanneer ek 'n 1 hier intik, 1 tot die mag 3, ek maak hom 'n 1, maak hom 'n 1. Okay, ek kry nie 0 nie, so ek gaan nie dit doen nie. Okay. Nou gaan probeer ek vir -1 of dan nou vir -2. So jy gaan speel net rond totdat jy 'n actual getal kry wat vir my 0 gee. Ek kan sien wanneer ek hierso 'n -2 gaan intik, as ek gaan sê -2. Dan kry ek actually 'n 0. So dit is wat jy soek. Jy soek 'n getalletjie wat vir jou 0 gee. So dit beteken, dis my getal wat ek mee werk. Okay. Right, so nou wat ons gaan doen, wat dit nou vir my sê, en nou gaan ek my blokkie teken. So wat dit vir my sê, is die faktor wat ons mee werk, is 'n x plus 2. Okay, maar x plus 2, onthou dit is 'n faktor, maar ons gaan nou met die getalletjie werk van x. So wat jy gaan doen, is jy gaan teken jou blokkie, en dan die getalletjie wat ons gaan insit het, skryf ek hier aan die kant, ons het gaan werk met 'n -2. Nou wat jy gaan doen, maak seker hier is op die regte volgorde, om te sê x tot die mag 3, so die koëffisiënt, die getal wat voor hom staan is 'n 1, wat voor die kwadraat staan is 'n 2, dan het ek 'n -9 en 'n -18. Wat belangrik is, hulle het dit al 'n paar keer gevra, sê net maar hier was nie 'n kwadraat gewees nie. Dan word hierdie 2 'n 0. Jy mag nie net my -9 en -18 aanskuif nie. Hy bly dan net 'n spasie, soos 'n spasiehouer. Okay, so nou hou ek by my reëls, so hoe hierdie dan nou gaan werk, is ek gaan sê, ek bring hierdie 1 af, so hy word net 'n 1. Dan gaan maal ek, dan sê ek -2 maal met 1, dit gee vir my -2, en onthou dan het ek gesê jy plus. 2 plus -2 is 'n 0. Dan sê ek -2 maal met 0 is 0, en dan sê ek -9 plus 0, gee net vir my 'n -9. Dan sê ek -2 maal met -9 is 18, en -18 plus 18 is 0. So dis verskriklik belangrik, hier moet 'n 0 wees, so dan weet ek is reg. Okay, nou vat ons na die volgende stappe toe. Hierdie represent nou something x kwadraat, something x, en dit is my konstante. So ons het al klaar 1 faktor. My eerste faktor, weet ons, is daai ouetjie. So ek kan hom so lank gaan neerskryf, as hy 'n faktor is dit 'n x plus 2. Okay, nou die volgende faktore, hierdie gedeeltetjie, sê dit vir my, daar is 1x kwadraat plus 0x minus 9. So ons weet, ons hoef nie hierdie 0x te skryf nie, ek wil net hê julle moet dit sien, so ons kan hom net skryf as minus 9. En dan wat jy gaan doen, is ons gaan faktoriseer daai gedeelte, in hierdie geval is dit 'n verskil van vierkante, so ek sê x plus 3, x min 3, en dan kry ek 3x afsnitte vir x, om te sê x is gelyk aan minus 2,
minus 3 en 3. Alright, so dis hoe ons hierdie enetjie gaan doen. So die volgende enetjie, nou werk ons presies dieselfde. Wat jy gaan doen is jy gaan vol getalletjies in x se plek totdat jy 'n 0 kry. Jou go-to is gewoonlik 1 minus 1, 2 of minus 2. Hulle maak dit vir jou op skool daarom gewoonlik so. So ek gaan in hierdie geval 'n 2 gebruik. Right. Ek het dit gaan toets en toe gaan sien ek wanneer ek x2 maak, dan kry ek my antwoord actually as 'n 0. Alright, so dan weet ek kan my 2 gebruik. Jy kan dit gaan toets, as jy nie seker is nie, so jy kan gaan sê 3 mal met 8 gee vir my 24, plus 40, minus 54, minus 10. En dan kan jy dit in jou calculator gaan tik om te sê 24 plus 40, minus 54, minus 10, het gee vir my 0. Okay, so jy gaan speel rond totdat jy enetjie kry wat vir jou 'n 0 gee. Right, nou wat jy gaan doen is, ons gaan kyk hierso, okay, ek gaan skryf hom as neer as 3, want is x tot die mag 3, 10x kwadraat, minus 27x, minus 10. Okay, en dan hou ek net by my reël, wat vir my sê, ek bring hom dadelik af, so dis 'n 3, en dan maal ek. Dan gaan sê ek, 2 maal met 3 is 6, en dan plus ek, 10 plus 6 is 16. Dan sê ek, 2 maal met 16, geef my 32, en dan minus 27 plus 32, geef vir my 'n 5, en dan sê ek, 2 maal met 5 is 10, minus 10 plus 10 is 0. As daai verkeerd is, dan weet ons het 'n probleem. Right, as dit nie 'n 0 is nie, dan het ons iewers verkeerd gegaan. Okay. So nou kan jy hom as 'n faktore gaan skryf. Ons het klaar een faktor van die x minus 2. Onthou, iets wat binne en uit 'n hakkie gaan verander die teken. So hierdie is die faktor, maar dit is die actual waarde vir x. Okay. So moet net nie mekaar op met daai nie. Eers as jy hom in en uit 'n hakkie vat, dan kan sy teken verander. So wat hierdie nou sê is 3x kwadraat plus 16x plus 5. Okay, en as jy dit nou gaan faktoriseer, ek kry hom nog net eers, as jy hom gaan werk, dan kry ek x minus 2. Hierdie een kan ek gaan sit as 3x plus 1. En dan gaan ek kry x plus 5. As jy vergeet het hoe om daai te faktoriseer, gaan kyk weer die video asseblief oor faktorisering, graad 10 werk. So ek het hom nou as my faktore en nou gaan werk ek net my antwoorde vir x uit. Dit gee vir my x is gelyk aan 2 of x is gelyk aan minus 1 op 3 of x is gelyk aan minus 5. En daar is my 3 waardes vir x, dit gaan eintlik moes nou my x afsnitte wees. Okay. En dan die laaste enetjie van hierdie. Ons gaan speel eers op my calculator totdat ek 'n getalletjie kry wat vir my 0 gee. En ek sien ek gaan actually weer met 'n 2 kan werk. Ek kan gaan werk met 'n 2 of 'n minus 3. So kom ons werk hierdie keer 'n bietjie met 'n minus 3. Right. Ek sien ek kan met 'n minus 3 gaan werk. Right, so dan skryf ek die getal daar neer. Nou wat jy gaan doen is ons gaan skryf hom 5x tot die mag 3 plus 4x kwadraat minus 31x plus 6. So by my reël, jy bring hom af, so ja, jy bring hom net so af, en dan gaan maal ek, dan sê ek minus 3 maal met 5 is minus 15, 4 plus minus 15 gee vir my 'n minus 11. Minus 3 maal met minus 11 gee vir my 'n 33, minus 31 plus 33 is 'n 2. Minus 3 maal met 2 gee vir my 'n minus 6, en dan kry ek 'n 0. So wanneer jy hom in sy faktore gaan skryf, gaan dit wees x plus 3, onthou hierdie plus 3, x plus 3, en dan wat oorbly is 5x tot die mag 2, minus 'n 11x plus 2, en hierdie is die enetjie wat jy nou weer gaan faktoriseer. Okay. As jy vergeet het om te faktoriseer, jy hoef nie die hakies te maak, jy kan hom met in jou kwadratiese formule ook gaan insit. Ek kry hom in hierdie geval as x is gelyk aan minus 3, of x is gelyk aan 2, of x is gelyk aan 0,2.
Okay, ek het dit nou op 3 maniere geskryf, elke keer my finale antwoord, al 3 maniere sal reg wees. Alright, tussen die 3 voorbeelde, en daar het ek hom gaan faktoriseer, en dis hoe ons sintetiese deling doen. So kyk die volgende video, om te gaan kyk waar ons dit actually gebruik in my 3de graadse funksies. Alright.